Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes. In samewerking met Hinderland en NWK. Nasie in gesprek, jou gespreksgenoot. Goeiedag en welkom by Nasie in Gesprek. Ons sit ons reis deur die platland van Suid-Afrika voort. Vandag kuier ons in 'n streek wat beduidend bydra nie net tot die ekonomie van daai streek, maar tot die ekonomie van die hele Suid-Afrika en ook suksesvol is in die opheffing van die gemeenskap en om die welvaart van Suid-Afrikaanse landbou uit te brei na gemeenskappe om hulle. Goeiedag van my kant af ook. Vandag kuier ons in die Ceres distrik, veral bekend vir sy florerende vrugtebedryf. Hier is waarna jy kan uitsien. In Kontry gesels ons met die De Tooy Groep en De Keur boerderye wat groot rolspelers in die vrugtebedryf in hierdie streek is en 'n tasbare impak het op hulle gemeenskap. In ons In Konteks segment lê ons besoek af aan De Keur se verpakkingsaanleg om te sien wat gedoen word om die vrugte tot in jou kombuis te kry. Chris Burgess van Landbou Weekblad kuier ook weer by ons om sy mening oor die bedryf te gee. In gespreksfokus gesels Theo met Roelof Botha om sy mening te kry oor die rol van landbou in die breër ekonomie. Ceres is slegs 90 minute van Kaapstad op die wynroete en bied besoekers 'n unieke ervaring om in hierdie vrugteparadys te kom kuier, deur onder andere op 'n werkende vrugteplaas te kom bly of die bekende vrugteroete te verken. Hoewel die streek fokus op die vrugtebedryf, is daar vele ander aktiwiteite wat die besoek onvergeetlik sal maak. 'n Groot aantrekking van Ceres is die natuurskoon, die buitemuurse aktiwiteite soos die Matroosberg 4x4 baan, as ook meer avontuurlustige aktiwiteite wat die hart bietjie vinniger sal laat klop, soos Ceres se bekende zipslide toer. Soos 'n gewilde klein dorpie moet hê, is daar 'n pragtige kerk, genoem Prentjiekerk, juis omdat dit so prentjie mooi is. Die akkommodasie en spyskaarte in Ceres is van die boonste rakke en die Baba Jam bladjangwinkel is ook 'n moet. Het jy geweet, die pad deur Ceres was die hoofroete na die diamantvelde in Kimberley in die laat 1800s en besoekers kan steeds die Tolhuis besoek, 'n nasionale monument. Die De Tooy Groep is een van die grootste vrugte- en groenteprodusente in Suid-Afrika en speel 'n kritiese rol in die gemeenskap van die Ceres distrik in terme van toerisme, werkskepping en gemeenskapsontwikkeling. Die boerdery is al meer as 115 jaar aan die gang, na Gys Bertus De Tooy by Kromfontein voete ingeskop het. Die fokus van die groep is op appels, maar hulle boer ook met pere, pruime, kersies en meer. Ons het gaan inloer by Pieter De Tooy, die uitvoerende hoof van die De Tooy Groep. Die De Tooy Groep employeer in hoogseisoentyd ongeveer 8000 mense en ons het so 4500 permanente werknemers. Ons eerste prioriteit teenoor ons werknemers is om 'n goeie sosiale pakket vir hulle aan te bied. Soos julle in die agtergrond kan sien, die huise wat ons hier bou, en die werksomstandighede van die mense is vir ons baie belangrik. Die meeste van ons plase het nasorg sentrums waar die kinders 'n maaltyd kry en waar hulle huiswerk kan doen, terwyl die pa en die ma nie by die werk is, en klinieke. So dit is saam met die sport en die bring ons by elkeen van ons landgoedere by 'n klein gemeenskap wat gelukkig moet wees en gelukkig moet woon en werk. Maar boonbehalwe dit is daar ook 'n grondhervormingsdryf of 'n transformasiedryf waar ons doelwit is om swart boere te vestig op klein skaal om suksesvol te boer en hulle te mentor en te leer om te boer. So in hierdie area het ons die sogenaamde PELS projek, Partnership in Agricultural Land Solutions,
So ons gemeenskap hier, so die hele Witzenberg gemeenskap het 103 projekte geïdentifiseer, waarvan 5 nou al reeds loop en waarvan ons 15 in die volgende 12 maande aan die gang wil kry. En die doel van PELS is om swart entrepreneurs op grondvlak te vestig om suksesvol te boer en in die waardeketting deel te neem. Glo dit of nie, daar is nog 'n De Tooy familie wat opspraak maak in die Ceres distrik en hulle is aan die stuur van die De Keur boerdery. De Keur boerdery is nie net nog 'n suksesvolle vrugteboerdery in die Ceres distrik nie. Ja, hulle verskaf appels, perskes, nartjies en meer in groot maat, maar daar's nog 'n fokuspunt wat hierdie boerdery laat floreer. De Keur boerdery is toegewyd om 'n verskil te maak binne sy onmiddellike gemeenskap. Danel De Tooy, wie se oupa die boerdery begin het, vertel ons bietjie meer. Ons boerdery is absoluut gefokus op die plase. Ons het 'n produksie-eenheid. By ons verpakkingsaanleg het ons omtrent 120 permanente werkers. En dan in ons seisoentyd wat begin Januarie tot omtrent Junie maand, bring ons 'n addisionele 500 werkers in. Van 'n opleiding perspektief, opleiding is 'n geweldige belangrike aspek in die De Keur groep. Ons glo dat ons mense een van ons grootste bates is en ons kan slegs goed produseer, goed verpak en goed bemark as ons mense goed opgelei is. Een van ons werkers, Lawrence Belani, is hierdie jaar aangewys as een van die top 2 studente in die land vir AgriSeta en ons is geweldig trots daarop dat ons sulke mense in ons besigheid het en vir hulle geleenthede kan gee om ook te groei in hulle spesifieke area. 1998 het ek begin op Rocklands as 'n algemene werker, as voorman. Het ek opleiding gedoen, hulle noem dit die basiese beginsel van lynbestuur en agterna het ek die plaas om my gestuur na die kursus NQF4. Ek is daar as leier van die klas 2015-2017 gekies. Ek het 2 voormanne onder my, ons verstaan mekaar, ons weet wat ons moet doen. Ek het geleenthede gekry en my visie is om die geleenthede wat ek gekry het direk terug te dra en vir hulle ook te bevorder en sodoende vir hulle te kry waar ek vandag is. Het jy geweet, 'n goeie produserende blok appelboorde se gemiddelde boom dra 405 appels per boom? Op die plase self waar ons eie gemeenskappe het en waar die families bly, het ons eie crashfasiliteite. Ons het omtrent 40 kinders van ouderdoms 6 maande tot 5 jaar wat heidaglik by crash gehuisves word. Hulle kry 3 etes per dag. Hulle word opgelei, ons onderwysers is almal opgelei in die Leef en Leer program en die kinders kry regtig van 'n jong ouderdom af die regte leiding wat nodig is om hulle suksesvol later in hulle lewe te maak. Ek is baie gelukkig by De Keur. Dus ek sê dis een plek wat ek vir die eerste keer so lank werk, maar dis die een plek wat ek kan my nie indink in 'n ander plek nie. Want my werk is nie vir my soos 'n werk nie, want ek geniet dit verskriklik baie. Daar is al mense wat vanaf 30 tot 40 jaar hier werk by ons. Die mense is baie gelukkig, die bestuur doen baie vir hulle mense. Hier is 'n kliniek vir die mense. Dis nie nodig dat hulle nog moet uitby vir 'n dag of so nie. So dis maar een van die dinge wat die mense gelukkig maak. Werkers is mos gelukkig as hulle weet die bestuur is betrokke by hulle doen en late. Ons mense is vir ons belangrik, hulle kinders is vir ons belangrik, want hulle is almal deel van die De Keur familie. Skole, sport, klinieke, behuising, opleiding en opheffing. Alles onderneem ter wille van die werkers en gemeenskappe wat saambou aan hierdie suksesvolle ondernemings. Na die handelsflitse gaan loer ons in by De Keur se verpakkingsaanleg en Chris Burgess kom gesels saam. Ons is nou terug. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Onthou asseblief om ook jou mening te lig, gesels saam op Twitter en Facebook. Die vrugtebedryf in Suid-Afrika lewer 'n noemenswaardige bydrae tot die ekonomie. By my is Chris Burgess, redakteur van Landbou Weekblad, 'n man wat geen bekendstelling nodig het in die landboubedryf nie. Hallo Chris. Hallo Rosanne, dankie. Hoe goed is ons vrugte? Wel, ek dink hulle is van die heel beste in die wêreld. Dis ondanks die feit dat ons miskien nie altyd die groot vrugte kry wat ons mededingers kry nie, omdat ons nie die koue eenhede het nie.
Maar jy weet as jy kyk na inkomste uit uitvoere uit, as jy na die hele vrugtebedryf kyk wat sitrus en neute insluit, kyk jy na omtrent so 22 miljard. En as jy na die sagte vrugtebedryf kyk, dan is dit so 10.5 miljard. En as jy net kyk na kernvrugte, so dit is appels en pere, is dit omtrent so 8.2. So kernvrugte, appels en pere en daai vrugte, ek wil hulle maak omtrent 78% van daai mark se inkomste uit. So ons jy weet ons kompeteer almal vir die noordelike halfrond se markte. So dit is Nieu-Seeland, Australië, Suid-Amerika. Ons probeer almal daar inkom. Maar daar is nogal groot markte in die ooste wat nog ontgin moet word en daar gaan ons regtig die staat se hulp nodig hê om toegang te kry. Veral aangesien baie van ons mededingers al klaar vrye toegang het tot die markte. So ek kan nie verstaan hoekom ons nie ook toegang kan kry nie. En dan Afrika is baie interessant. Toe ek laas gekyk het ons meer appels uitgevoer na Wes-Afrika toe as die Verenigde Koninkryk wat ons tradisionele mark is. En die rede daarvoor is maar omdat jy weet jy kan 'n appel op 'n lorry sit en jy kan hom in Afrika inry. So ja, ek wil dit is 'n baie dinamiese bedryf. Dankie Chris. Voordat ons verder met Chris gesels, vir ons om hierdie vrugte te kan geniet, moet dit kom van plaashek tot tafel. Ons het die De Keur verpakkingsaanleg besoek. Hierdie aanleg is in 2001 aangeskaf sodat De Keur groter beheer kan uitoefen op die produk wat op die ou einde by die verbruiker uitkom. Kom ons gaan kyk. Kardinaal tot die sukses van enige vrugteboerdery is effektiewe verpakking en spoedige vervoer. Ons het gaan inloer by De Keur se verpakkingsaanleg net buite Ceres. Die vrugte kom van die plase af na ons toe. Die vrugte gaan in koelkamers in. En dan, wanneer ons besluit om dit te pak, gaan dit oor ons masjiene. Dit gaan in 'n watervloem of kanaal af, gaan oor defeksortering, kleursortering. En dan word dit deur die mense in die regte verpakkings gesit. In 'n karton, binne in 'n sakkie, soos wat ons kliënt vereis. Dit word daarna verkoel en word uitgelaai na ons markte toe. Vandag het hierdie aanleg die nuutste tegnologie om te verseker dat die beste metodes gevolg word om die produkte se kwaliteit en raklewe optimaal te bestuur. Tydens die pakproses het ons nou vir ons 'n Mafroda masjien ingevoer uit Frankryk uit. Die vrugte gaan deur 'n defeksorteerder wat die defekte op die vrugte optel en dit reeds uitgooi aan die begin. Ons het ook 'n kleursorteerder wat dit baie makliker maak op jou gekleurde appels en ook jou pere. Het jy geweet tamaties, pampoene en avokadopere is eintlik vrugte? Natuurlik voordat vrugte by die pakhuis arriveer, is daar baie bewerkingsaspekte om in ag te neem, soos insetkostes, woordvestiging en ontwikkeling. Ons het by Charles de Toy meer gaan uitvind. 'n Aanplanting, dit hang af van cultivars, want daar staan tieme op cultivars, maar dit kan enige iets nou wees van 250 na 350.000 rand 'n hektaar vestigingskoste. Soos ons huidiglik te doen, kry ons eers 'n drag op die 3de jaar. En dit is maar baie min. Ons hoop om hier in jaar 6, 7 in voldrag te kom. En ons boorde so hier by jaar 9 begin ons gelykbreek. Dan begin ons nou geld maak uit die boorde. Kwaliteitsprosesse is verskriklik belangrik. Ons is eerstens ook 'n company wat glo in kwaliteit. Dis die een ding. Maar die groot ding daar is dit begin op die plaas. Kwaliteitsprosesse begin op die plaas deur die regte sisteme te gebruik op die plaas om 'n goeie produk in die krat te kry en dit dan deur te voer in jou pakhuis, goeie kwaliteitssisteme in die pakhuis te hê en dan jou logistieke ketting wat moet van topgehalte ook wees. Dit is werklik 'n goed georganiseerde besigheid. Chris, terug na jou. Die Europeërs is bekend daarvoor dat hulle net die beste soek. Hoe beïnvloed dit ons vrugteboere? Ja, kyk, die Europeërs is baie voorskrifklik oor wat hulle wil hê en nie wil hê nie. En ek dink die groot kwessie daar is wat hulle noem maximum residue levels en dit is die hoeveelheid spuitstof wat nog op die vrug is wanneer hy in 'n kettingwinkel beland. Maar ons boere kan dit redelik goed bestuur. Hulle weet wanneer om te spuit en hoeveel om te spuit en wat hulle mag spuit en nie mag spuit nie.
En dit het eintlik 'n netto positiewe effek op die bedryf, want jy weet dit is ook 'n dryfveer van groenplaagbestryding. En een van die groot suksesstories is natuurlik steriele insektegniek, en dit word veral toegepas op vrugtevliee wat miljoene rande se skade elke jaar in ons vrugtebedryf aanrig. En wat gebeur is hulle vat die mannetjie vrugtevlieg en hulle steriliseer hom met bestraling. En dan laat hulle absoluut op honderde duisende miljoene van hierdie vrugtevliee los in 'n sekere vallei, en dan paar hulle met die wyfies en dan produseer hulle steriele eiers, en dan dis die einde van jou probleem. So dit is baie positief in daai opsig. En dan die ander positiewe verskynsel natuurlik is dat hierdie uitvoerprotokolle beskerm die werkers, jy weet, want daar's geen kettingwinkel oor see wat enige slegte publisiteit kan bekostig nie. So daai protokolle hou die hele bedryf tot 'n hoër standaard, en ek dink die netto effek, jy weet, 'n mens kan die argument uitmaak, is positief. Jy het nou gepraat van die werkers. Daar was 'n paar jaar terug erge onluste in die Wes-Kaapse vrugtebedryf. Wat het toe daar gebeur? Ja, weet jy, die ding is, soos die media maar is, jy weet, hulle probeer die situasie vereenvoudig. En wat daar gebeur het is, jy weet, was nie veel onderskeid getref tussen stukwerkers wat jy in die oesseisoen gebruik of permanente werkers nie. En daar was die hele kwessie van toeloop van duisende mense na die klein vrugteproduserende dorpies, omdat daar werksgeleenthede was, en jy weet, dit het allerlei maatskaplike probleme veroorsaak, so daar was daai dimensie daaraan. Maar as jy kyk na die vrugtebedryf, ek bedoel, Houtkraut, die bedryfsliggaam het nou onlangs opname gedoen, en meeste van die vrugteprodusente betaal eintlik baie ver bokant die minimumloon. En dan hoef jy maar net na die plaaswerkerkompetisie te kyk, die Wes-Kaapse plaaswerkerkompetisie wat elke jaar gehou word, en net om te besef wat se werksgeleenthede eintlik geskep word. Ek wil daar's 2300 sagte vrugte produsente, en hulle, jy weet, daar's omtrent 500,000 mense afhanklik van wat op daai plase geproduseer word, as jy nou deur die hele waardeketting kyk. Baie dankie Chris, weer eens baie insiggewend. Ons sien uit daarna om volgende week weer met jou te gesels. Na die handelsflitse gesels Theo met ekonoom Roelof Botha om sy insigte oor die landboubedryf te kry. Bly ingeskakel. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Vandag het ons gefokus op die vrugtebedryf. By my is Dr. Roelof Botha, spesiale ekonomiese raadgewer by PwC. Roelof, baie welkom. Ek wil bietjie begin by die groter ekonomiese situasie. Baie mense haal die syfer aan van landbou se deel tot ons BBP, en dan praat hulle van 2%. Maar dis nie heeltemal die prentjie nie. Skets ons bietjie die prentjie as jy die faktore bytel in die waardeketting. Hoe groot is landbou werklik? Mense sal skrik as hulle nou die omskakelingsfaktor na kyk. Want daai 84 miljard rand, dis die 2%. Dis die 2%, rofweg, bietjie meer van jou totale toegevoegde waarde in die ekonomie. Daai 84 miljard, as jy om die hele waardeketting neem, maar nou die syfers wat ek het om daai omskakeling te doen, is die omsetsyfers, gaan hy na 1.5 triljoen rand toe. Dis ongelooflik. En wat mense nie besef nie is dat van die insetkant af, van dat jy nou begin plant en ploeg en saai, deur produksie, dan is daar logistiek, daar's vervoer, daar's versekering, daar's soveel ander, as elke enkele ander bedryfstak in Suid-Afrika het aktiwiteit wat plaasvind as gevolg van landbou. En dit is waarom hy internasionaal, dis nie net in Suid-Afrika so nie, dit is internasionaal is dit verskynsel. Maar dan is dit meer as 30% van die ekonomie as ek so vinnig kyk as jy al daai syfers bytel. Wel, dis omset, jy weet, so 'n mens met ons BBP is so 4.2 triljoen. Jy het hom reg uitgewerk as dit die syfer was, maar ek sou sê dis nader aan so 22-23%, en dit strook met navorsing wat 'n hele paar jaar gelede by die Ontwikkelingsbank gedoen is. Deur 'n landbou-ekonoom het ook bepaal dat landbou se totale bydrae tot Suid-Afrika se BBP is definitief bokant 20%. Werkverskaffing gewys? Ons praat hierso van 'n amptelike syfer van baie naby aan 900,000. Saam met die bestaансlandbou is daai syfer waarskynlik nader aan 1.2 miljoen mense, wat enorm is.
Roelof, maar 'n ding wat ek dink mense nie altyd besef nie, is so 3 jaar gelede toe die harde kommoditeitssiklus gedraai het landbou eintlik 'n baie groot bydrae gelewer en ewe skielik nie die kom ons sê die effek van 'n baie negatiewe harde kommoditeitssiklus tot 'n mate gedemp. Wat het daar rondom gebeur? Wel, nie net in 'n mate nie, in 'n groot mate. Jy het dit reg opgetel. Juist toe ons, ek dink die minister van mynwese destyds, wie dit ook al was, het gesê dat ek dink 2014 het ons 23 miljard rand verloor net uit die laer steenkoolprys. Maar landbou het iets ongeloofliks reg gekry in die laaste 3 jaar. Na 'n 10 jaar periode waar tydens ons voedselsekerheid uit die betalingsperspektief onder groot druk was, het ons die laaste 3 jaar het hy net ontpop en het ons byna 100 miljard rand se surplus vir landbou en voedsel gegenereer. Nou as dit nie was daarvoor nie, kan jy jou indink wat die wisselkoers vandag sou gewees het? En dit is te danke aan die landbousektor wat opgestel het. Ja, as ek die minister van landbou was, sou ek vir die georganiseerde landbou medalje gegee het. Miskien ook vir Zimbabwe 'n medalje gegee het om te wys wat jy nie moet doen nie. Want kom ons kyk na die faktore wat wys wat landbou nodig het om regtig te floreer. Wat is die faktore wat landbou laat floreer? Daar is 'n groot mate van konsensus onder, kom ons noem hulle makro-landbou-ekonome, dat jy het sekere groepe faktore, hulle noem dit in Engels enablers nodig, die wat kernbelangrik is, die wat belangrik is en die wat nou bruikbaar is, wat in plek moet wees vir die landbouwaardeketting om sy gang te kan gaan, van die insetkant af deur die produksiekant en natuurlik aan al die ander bedryfstakke. En heel bo aan hy lys is sekerheid van besitreg van die eiendomsreg. En as daar onsekerheid is rondom daardie faktor, dan het jy probleme. Ons het dit nog nie in Suid-Afrika glo ek nie, behalwe dat ons onderinvestering het. As daar meer sekerheid was, dan sou ons beslis die laaste klomp jare groter investering in bedryfskapitaal gehad het. Maar ons is daarom nog in 'n goeie posisie. Nou die oomblik toe Zimbabwe dit verloor het, toe daardie belangrikste, kernbelangrike faktor weggeneem is as gevolg van beleid, het hulle landbousektor letterlik in duie gestort. Baie dankie, Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by PwC. Nou volgende keer as jy 'n vrugteslaai maak, dink daaraan. Die vrugteboere en die boere as geheel speel 'n baie groot rol in ons ekonomie. Tot volgende week, mooi loop. Dankie Theo. Week na week word daar groot suksesstories gedeel van besighede in die landboubedryf, gedrewe om 'n verskil te maak. Ons besef net elke week watter ongelooflike bydrae ons produsente lewer tot die land. Volgende week se episode is geen uitsondering nie. Ons gaan loer in by die skaapbedryf in Beaufort Wes. Tot dan, onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen, raak betrokke by die landboubedryf, want dit raak jou. Ons sien jou dan. Totsiens. Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes. In samewerking met Hinterland en NWK. Nasie in gesprek, jou gespreksgenoot.